Goeienaand almal. Het is my 'n voorreg om so saam met julle hier te wees vanaand. Het is my lekker om so voor die Here te kan buig in julle teenwoordigheid en saam met julle om so saam voor die Here te kan buig op hierdie wonderlike Hemelvaartdag. Ek luister na iemand wat 'n boodskap bring oor hemelvaart en die persoon sê hemelvaart is eintlik so 'n afskeepkind in die kerklike jaar. Weet nie of julle dit ook so beleef nie. Lang terug was dit 'n vakansiedag. Ek weet nou nie of die mense toe meer kerk toe gekom het nie. Kan nou nie so onthou nie, maar ek dink soms het dit so gebeur. Miskien omdat 'n vakansiedag 'n mens herinner. Maar mag hierdie Hemelvaartdag vir jou ook 'n wonderlike, vreugdevolle geleentheid wees. Mag die herdenking daarvan vir jou iets wees wat vreugde en blydskap ook in jou lewe bring. Want hemelvaart is een van die fases of stappe van die hele verlossingsplan van God. En daarom is dit ook vir ons geweldig belangrik. Net soos wat die geboorte belangrik is, en die sterwe aan die kruis vir ons belangrik is, en die opstanding belangrik is die hemelvaart ook vir ons belangrik. Want dit is hoe die Here self vir ons plek gaan voorberei, soos wat sy woord dit vir ons kom sê. So mag vanaand sy erediens ook vir jou iets van vreugde in jou losmaak. Mag vanaand sy erediens nie sommer maar net 'n breinoefening wees nie, maar mag dit ons harte raak. En omdat dit nou Hemelvaartdag is vir my 'n dag van opgewondenheid en blydskap, wil ek vra dat ons hierdie lied sal sing. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons staan wanneer ons begelei word. Dankie Annetjie dat jy vir ons begelei, hoor. Waardeer dit baie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, in liefde hoor sy koninkryk regeer. Beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Las syne slaan op tromme en kom dans voor God se oë. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Hierdie prentjie wat ek hier op die skerm het, is 'n prentjie wat iets probeer voorstel van die Here Jesus se hemelvaart. So mag hierdie prentjie saam met dit wat ons daarmee rondom doen, die hele erediens, iets van die hemelvaart net weer opnuut in ons lewe kom vestig. Met die foto het ek gedink om hierdie lof te laat oorloop ook na die foto toe, en het ek hier uit een van die psalms se foto waar ek voorgaan en julle as gemeente antwoord dan daarna. Hierdie psalm sê, klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Christus het na die hemel opgevaar. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Christus het na die hemel opgevaar. Hy het almal aan hom onderwerp, almal aan hom onderhoorig gemaak. Christus het na die hemel opgevaar. Die Here gaan op terwyl die trompette blaas. Christus het na die hemel opgevaar. Prys God, prys hom met psalms, prys ons koning. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied, want hy is koning oor almal. Kom ons sluit net daarby aan by hierdie pragtige lied. Kom ons sit net so wanneer ons dit saam sing. Grote God aan hierdie heerlik is waar U regeer. Hemelse hersie majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou, in genade groot en ryk, bou Heer U koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het U Seun my vloek gedra. Ek kon vind U my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God den hoof, op en hoog van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word dan toe verloor gelaat. Bokant ons begrip verstand, hou U al wat is in stand. Geliefdes, die seëngroet gaan ek doen en dan wil ek vra dat ons as gemeente daarop sal reageer. En die manier hoe ek wil hê ons moet reageer is dat ons na mekaar toe sal draai. En nou weet ek, hier sit iemand alleen en Piet sit alleen en Annetjie is alleen. Dat ons na mekaar toe sal draai en net vir mekaar ook die vrede van die Here sal gee.
So hierdie gedeelte kom uit die woord. Dit kom uit Openbaring hoofstuk 1. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, hy wat eerste opgestaan het uit die dode, hy wat heers oor alle konings van die aarde. So draai na mekaar toe, en sê vir mekaar, en groet mekaar met hierdie woorde, vrede vir jou. Stel, vrede vir jou, hoor. Vrede vir jou. Geliefdes, as ons vir mekaar sê, vrede vir jou, dan is dit soos wat dit hulle mekaar in Aramees of in Hebreëus sou groet, en sê shalom lecha, of shalom lechem, vrede vir jou of vrede vir julle. En die Hebreëse woord, Arameese woord, vrede, shalom, gaan nie sommer maar net, mag daar rustigheid wees nie, mag jy kalmte ervaar nie. Dis 'n woord wat vol is van, mag daar werklik volle restaurasie in jou lewe wees. Mag daar volle heilsaamheid, welstand in jou lewe wees. So as ons dit vir mekaar toewens, dan sê ons vir mekaar, mag hemelvaart vanaand vir jou so wees, dat dit jou hele lewe omvou en restaurasie bring, en heling bring, genade bring, welsyn bring, in die naam van ons Here Jesus Christus. En as ons dit doen, dan wil ek vra dat ons lofliedere sal sing. Ek het 3 liedere hier op sy gesit. Miskien is dit te veel, julle moet nou maar vir my sê, maar ek hou daarvan om te sing. Partykeer is ek vals, nee. Maar dit is vir my lekker om te sing. So kom ons sing hierdie liedere tot eer van die Here. Kom ons staan. Die goedheid Heer kan ons nie pyl nie, die word deur nie diep getref. Niks anders bring vir ons die heil nie, ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here, U wil ons in U waarheid lei. Sal ek, o Heer, U nie vereer nie, sal ek die goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nee, U rig my wil en strewe, U word bly my gedurig by. Vul met die liefde op my lewe, om my in alles U te wy. Sing die lof van Jesus om, ook engele bring hom hier. Juich hemelharde roem sy naam en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. O na
geslag van Israel, die u Messias eer. Erken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys, besef dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys, en heer hom daagliks oral. Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. Ek al wat leef jou loflied hang, en dien hom, volg hom, loof hom. Christus is die Heer. Hy is hier, Hy is hier. hy soek Oorwinnaar oor die dood en hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus is die Heer. Hy regeer, van die regterhand van God, want hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus, hy regeer. Hy kom weer, hy kom weer, op die volke om te oordeel, hy is hier. elke knie sal buig, elke mens erken, hy Jesus, hy kom weer. Vader, dis met groot eerbied en respek wat ons vanaand hier by mekaar is. Dit is met groot opgewondenheid en blydskap dat ons opkyk en dat ons die Here Jesus as ons verlosser kan sien aan u regterhand. Vader, ons kom na u toe om u te eer en te dien en te loof, omdat u vir ons plek gereed gemaak het. Omdat u in die Here Jesus na ons toe afgebuig het en ons raak gesien het, terwyl ons rondgeploeter het in hierdie lewe, sonder hoop, ver van God se verbonde, ver van die hemel af. Maar u het ons nader geroep in die Here Jesus. U het die Here Jesus, u seun, gestuur, om juis al die beloftes in die Ou Testament tot vervulling te bring, en sodat ons in die Here Jesus kan lewe. Dankie Vader dat u dit so gewil het. Dankie Here Jesus dat u bereid was om u bestaan op God gelyke wyse nie as roof te ag nie, maar dat u vrywillig mens geword het. Dankie dat u bereid was om nie net mens te word nie, maar
om 'n slaaf te word, om u lewe vir ons te gee. Tot die dood toe was u getrou aan die Vader. Nadat u gesterf het en begrawe is, het die Vader u weer opgewek op die 3de dag. En u is verheerlik en u is verhoog tot die hemeltroon om te sit langs die Vader en om te heers in sy naam. En daarom buig ons, soos wat ons gesing het vanaand, voor u, met aanbidding, met lof, met toewyding, met oorgawe. Heilige Gees, dankie dat u gekom het om ons te begelei op heiligmaking, om ons te begelei in toewyding en in werklike oorgawe, in 'n innige verhouding met die Here Jesus Christus ons koning. Wil u ook vanaand hierdie woorde vir ons oopbreek? Heilige Gees, wil u die Here Jesus aan ons opnuut kom openbaar, sodat ons opnuut iets kan besef en kan hoor en kan glo en daaruit kan lewe dat Jesus verhoog is tot die hoogste troon waaraan ons ooit kan dink. Here Jesus, ons buig voor u, want u is koning. U is koning. Ons eer u. En ons vra nou dat u self ons sal kom bedien met u woord en met u teenwoordigheid. Dit bid ons in afhanklikheid in u naam, met 'n verwagting om u te kan ontmoet. Amen. Geliefdes, ons kry in die skrif 'n klomp plekke in die evangelies, maar ook in die briewe en ook soos in Openbaring, dat daar van die Here Jesus getuig word en van die hemelvaart gepraat word. En ek kon seker 'n klomp ander plekke vir julle gelees het, maar ek probeer om nou nie elke jaar dieselfde skrif te lees nie. So ek het nou gekies om Lukas 24 saam met julle te lees. 24 vers 50 tot vers 53, 3 kort versies. En vers 50 begin met hierdie woord daarna. En as 'n mens dit gaan lees, dan verwys dit na dit wat vooraf gebeur het. En wat vooraf gebeur het, is die Sondagoggend die opstanding van die Here Jesus. Die vroue wat hom gesien het, wat gehardloop het en gaan vertel het. Die disippels wat eintlik gesê het, jong, dis 'n klomp bogpraatjies waarmee julle nou besig is. Maar dan hardloop Petrus en Johannes om te gaan kyk. En 'n bietjie later is daar 2 van hulle op pad na Emmaus toe. En dan verskyn die Here Jesus hier langs hulle. Hy kom langs hulle in en hy stap saam met hulle op 'n pad. En hy verduidelik vir hulle wat alles gebeur het en hoekom dit moes gebeur soos wat dit gebeur het. En dan verdwyn hy weer uit hulle sig uit, nadat hy die brood gebreek het. En dan verskyn hy weer aan die disippels wat agter 'n toedeur saam eet. Eintlik dink ek nog saam treur en saam wonder oor al die goed wat hulle gehoor het en wat sommige van hulle vir hulle kom vertel het. En dan is die Here Jesus skielik in hulle midde. En dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. Hierdie woorde wat ons ook vanaand vir mekaar gesê het, dit het die Here Jesus daar vir hulle kom sê. En dan het daar nog 'n paar ander goed gebeur. Ons sal waarskynlik nog in die erediens daarna verwys. Maar dan staan hier geskryf in hoofstuk 24 van Lukas vers 50, hierdie woorde. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Betanië is daar waar Lazarus en Maria en Martha gebly het.
waar die Here Jesus vir Lazarus uit die graf uitgeroep het, waar Maria hom kom salf het. Hy lei hulle daarheen, dis so 2 kilometer min of meer van Jerusalem af, daar op by die berg. En dan staan hier, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Dit is Lukas 24, hy eindig so. En ek dink julle onthou dit en julle weet dit dat Lukas ook Handelinge geskryf het. En Handelinge begin nou weer by hierdie 40 dae waar die Here Jesus saam met hulle was. En dan loop dit ook oor die hemelvaart. In Handelinge 1 vers 9 tot by vers 11. Daar word dit nou bietjie anders weer beskryf deur Lukas. Maar wanneer ek en jy vanaand hierdie gedeelte lees, dan ontmoet ons die disippels en die Here Jesus daar by Betanië, en dan seën hy hulle, en terwyl hy hulle seën, word hy weggeneem deur 'n wolk in die hemel in. En daarom het ek vanaand se tema gemaak en gesê, leef onder die seënende hande van Jesus. Leef onder die seënende hande van Jesus. Nou geliefdes, wanneer ek hierdie kort gedeelte gelees het, en daaroor weer 'n keer nagedink het ek vir myself gevra, wat beteken dit, dat die Here Jesus in die hemel opgeneem word, terwyl hy hulle seën? En ek het gedink maar aan my lewe en die omstandighede waarin ons hier lewe in Suid-Afrika, en al die nuus wat ons hoor. Want daar is 'n groot stuk bang wees, angstigheid by mense. As ons sommer maar net die nuus luister oor die baie reën, die oorstromings, die vernietiging wat nou in die Kaap-provinsie daar gebeur, en hoe die mense daar swaar kry, dan vra 'n mens, hoe leef ek onder die seënende hande van die Here Jesus? Of as ons dan nou nie daar is nie, en ons is net hier, en daar gebeur goed met ons, en ons voete is op hierdie aarde, en ons loop in die stof van hierdie aarde, en daar gebeur dinge met ons wat ons seer maak, dinge wat ons bekommerd maak, dinge wat ons eintlik regtig angsbevange maak oor die goed wat met ons gebeur, dan is my vraag, hoe leef ons dan onder die seënende hande van die Here Jesus, terwyl ons hier lewe? Of as 'n mens dink aan die oorlog, wat nou daar in die Midde-Ooste aan die gang is, of dan 'n bietjie verder noord, daar by die Oekraïne en Rusland, of dalk ander plekke, waar ons hoor, oor hierdie lewe wat so stikkend en gebroke is, en mense wat hulle lewens verloor, en hulle besittings verloor, en eintlik alles verloor, kindertjies wat alleen is, en nou wees geword het. Wanneer ek hierdie beeld sien van die Here Jesus wat opvaar, terwyl hy ons seën, dan ervaar ek hier in my binneste iets van, dat die Here Jesus, ons verlosser, my lewe, jou lewe, ons lewe as sy kinders, oor die wêreld heen in sy hande neem, en ons eintlik net intrek
onder God se teenwoordigheid en God se versorging. Die Here Jesus is 'n rabbi, hy's 'n Jood. Nou die Jode het uit die Ou Testament geleef, en die priesters het hulle geseën met 'n priesterlike seën uit Numeri 6. Weet nie of julle daardie seën kan onthou nie. Daardie seën het die Here vir Moses gesê, so moet julle die Israeliete seën, en dan teen die einde, net daarna vers 27, dan sê hy, so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep, en ek sal hulle seën. So wanneer die Here Jesus hier seënende in die hemel opgaan, in my hart dink ek, en het ek gedink aan Numeri, dit is hoe God, Jesus, God se naam oor die apostels en die disippels en almal wat daar teenwoordig en ook oor ons uitroep. En hoe hy vir ons sê, ek seën julle. Dis 'n belofte, ek sal jou seën. En as die naam van die Here oor ons uitgeroep word vanaand, by hemelvaart, dan sê die Here, ek sal jou beskerm. Ek sal jou red. Ek sal jou genadig wees. Ek sal my aangesig vir jou wys. Met ander woorde, ek sal jou my gesig laat sien. En nou weet ons, in Moses se tyd het die Here gesê, jy kan nie my gesig sien nie. En ons kan ook nie regtig sy gesig sien nie. Maar wanneer die Here in Exodus 34 vir Moses sê, wat sy naam is, dan wys die Here vir hom sy karakter. So God wys vir ons sy karakter, wanneer ons sy oë en sy gesig raak sien. Hy sê, ek gaan jou gebede verhoor, en ek gaan vir jou regtig shalom, vrede gee. Volle seën, welstand, restaurasie. Sien geliefdes, wanneer die Here Jesus so na die hemel toe opvaar met sy seënende hande, dan roep hy oor ons God se teenwoordigheid en God se genade. Terwyl die Here Jesus seënende opvaar, vermoed ek dat hy die ongeloof wat dalk nog by die disippels was oor die opstanding en wie hy is, werklik kom wegvee. Want terwyl hy opvaar, wat sien julle? As Jesus sy hande sou uitsprei om te seën, wat sien julle? Wonde, dankie Annetjie. Dan sien julle die wonde, die letsels van sy versoenende werk hier op die aarde. Met ander woorde, hy seën nie net en trek God se genade en teenwoordigheid en spreek dit oor ons nie. Hy sê, ek is die een wat in jou plek my lewe kom gee het. Maar geliefdes, weet jy, die Here Jesus sê nie net, dis my wonde nie, want as ons nou sou gaan kyk, hier waar net voor vers 50, die daarna waar dit verwys in vers 50, is hierdie gedeelte, waar die disippels by mekaar was, agter die geslote deure, ek vermoed hulle het iets geëet, en dan skielik staan die Here Jesus tussen hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle, God se volle vrede vir julle, en dan skrik hulle geweldig, want hulle sê vir mekaar, ons het 'n spook gesien, of ons het 'n gees gesien, en dan sê hy vir hulle, kom vat en voel, steek julle hande in my wonde. Ek het so Sondag of wat terug oor hierdie gedeelte gepreek, en dit het net vir my opnuut aangegryp,
dat die Here Jesus hierdie disippels met sy liefde so kom bedien, dat hulle werklik vas kan glo, dat die graf leeg is, die dood oorwin is, dat Jesus self opgewek is, en dat hy hier by hulle is, dat hy mens is. Want hulle het gevat en geglo, hulle kon nog steeds nie heeltemal glo nie, want hulle was bly, maar die woord sê, hulle kon nog steeds nie glo nie. Toe sê die Here Jesus, bring vir my iets om te eet, en hulle gee vir hom 'n gebakte vis, en hy eet dit daar voor hulle, en hy sê vir hulle, kan 'n spook en 'n gees so voel? Iets eet. Sien, wanneer hy opvaar, dan sê hy vir ons, ek is die opgewekte Christus. Ek staan voor julle met my geestelike liggaam. Geestelike liggaam wat ook, daarmee sukkel ons, vlees is. My verheerlikte liggaam. Dis ek wat saam met julle gewandel het. En jy sien, geliefdes, wanneer die Here Jesus opvaar, dan sê die woord vir ons baie duidelik, dat hy opvaar, en dat hy op hierdie manier die disippels kon versterk, deur die beloftes wat hy vir hulle gemaak het, en vir hulle te herinner aan die beloftes. Want wanneer hy opvaar, dan vaar hy nie net op ergens terheen nie, hy vaar op om by die Vader te wees. Hier is 'n belofte in Daniël 7. Daniël het visioene gehad, en hy het 'n nagtelike visioen gehad, wat hy beskryf, hier van vers 13 en 14, Daniël 7, dan sê hy, sy nagtelike visioen het voortgeduur, en dan sê hy, daar het in die wolke, iemand aangekom. Iemand het daar gearriveer in die wolke, in die hemel. En dan sê hy, iemand soos 'n menslike wese, met iemand wat menslike gestalte het. En hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe, en is voor hom gebring. Met ander woorde, hierdie een wat in die hemel sou aankom, 'n menslike wese, is voor die lewende God gebring. En dan staan daar, aan die menslike wese is die heerskappy en die eer en die koningskap gegee, sodat alle volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Dit herinner ons ook aan Openbaring, waar daar gesê het, Jesus word geëer omdat hy mense uit elke volk en stam en taal en nasie vir God losgekoop het. Hier is 'n belofte uit Daniël wat sê, die die hemelvaart gaan plaasvind. So wanneer die Here Jesus so seënende vertrek, dan sê hy vir sy disippels, ek is getrou en ek vervul die beloftes wat die Vader vir my gegee het. En deur my vir julle tot vervulling bring. Markus 16 vers 19 sê, die Here Jesus is in die hemel opgeneem, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. Daniël sê, hy is na die lewende, die een wat ewig lewe gebring. Romeine 8 sê, nadat die Here Jesus gesterf het, en nadat hy begrawe is en opgewek is, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Openbaring 1 vers 4 tot 6 sê, en hier is nog 'n seën,
Genade en vrede vir julle van hom wat is en was en wat kom, en die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het. Hy is die heerser oor die konings van hierdie aarde. Openbaring 5 sê, die Here Jesus het in die hemel aangekom. Hy is die lam en die leeu, en hy ontvang van die Vader, uit die Vader se regterhand, ontvang hy die boekrol, om te heers namens die Vader. So wanneer die Here Jesus opvaar, dan sê hy, ek gaan om gekroon te word, as die opgewekte Messias, opgewekte verlosser. Maar nou is ek nie net julle verlosser nie, ek is ook julle koning. Nou geliefdes, oor die koningskap van God, kan ons seker vir mekaar baie dinge sê, maar dit maak 'n mens opgewonde. Hy is koning, hy heers, hy regeer. En sy heerskappy, sy eer, sy heerlikheid breek ook deur na ons lewe toe. En ek het vir myself gesê, toe ek hier voorberei het, as ek voor hom buig, want elke tong sal bely en elke knie sal voor hom buig, so sê Filippense 2. As ek voor hom buig, en my knieë is seer, en ek kry swaar, en ek staan swaar op, nadat ek gebuig het voor die Here. Dan sê die Here Jesus, ek is jou koning. Ek is koning ook oor dit wat jy beleef en ervaar in jou liggaam. Die Here Jesus is koning bokant ons belewennisse, ons probleme, ons swaar kry, ons siekte of wat ook al. Hy is die een wat heers. En as ons te midde van ons omstandighede voor hom buig, dan eer ons hom as die koning van die heelal, die koning van alle konings, die konings van alle nasies. Dan kom hy om ook sy koningskap in my en jou te kom vestig. Want as hy nou opgevaar het in sy verheerlikte menslike liggaam, en hy's in die hemel by die troon van die Vader, en die Vader sê vir hom, kom my seun, kom sit aan my regterhand. Hier is die boekrol, jy moet my wil gaan uitvoer. Dan sê die Here Jesus, ek is hier aan die regterhand van die Vader, ek heers en ek regeer, en ek maak vir jou plek gereed in die Vader se teenwoordigheid. Want dis wat hy vir ons sê in Johannes 14 vers 1 en 3. Julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Want in die woonplek van my Vader, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle so gesê het nie. Maar ek gaan om vir julle nou plek gereed te maak. En as hierdie plek gereed is, dan kom ek julle haal om by my te wees. So die hemelvaart is nie net 'n seënende teenwoordigheid van God in en deur die Here Jesus Christus nie. Dit is nie net sy wonde wat uitstaan nie. Dit is nie net sy koningskap waarheen hy op pad is nie. Hy gaan ook vir ons plek gereed maak. Hy trek ons in om saam met hom by die Vader te wees en vir ewig saam met hom te lewe. Sien geliefdes, die vreugdevolle uitwerking van hemelvaart is dat ek en jy by God is en by God sal wees en God reeds nou in ons lewe kan beleef en ervaar. Die vreugdevolle uitwerking van die hemelvaart is dat die Here Jesus my en jou nie alleen los nie. Hy sê in Johannes hoofstuk 14, as hy daar vir die disippels sê, hy gaan weg en hulle baie ontsteld is. Dan sê hy vir hulle, ek sal die Vader vra en hy sal 'n ander voorspraak vir julle stuur.
Die Gees van die waarheid. Die Gees van die waarheid. Die wêreld ken hom nie, want hulle kan hom nie sien nie, hulle ken hom nie, maar julle ken hom, omdat julle my ken. En dan sê die Here Jesus, ek los julle nie as weeskinders nie, want ek stuur my Gees. En deur my Gees kom ek weer in julle woon. En deur my Gees gaan ek by julle wees. Ja, sê die woord in Johannes 16, dis tot julle voordeel as ek weggaan, want dan stuur ek die voorspraak, die Heilige Gees. En wanneer hy kom, sal hy julle oortuig. Hy sal julle oortuig van die evangelie, en van julle eie posisie voor God, en van julle posisie in Christus voor God. Hy sal julle oortuig van die nuwe lewe wat daar in Christus is. En wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy vir julle in die hele waarheid inlei. Hy sal praat oor al die dinge wat ek nie met julle oor kon praat het nie. Maar hy sal praat uit dit wat ek vir die Gees gee, om aan julle te openbaar. Sien geliefdes, as ek en jy by hemelvaart is, dan is ons by hierdie vreugdevolle herinnering, bewuswording weer 'n keer, dat die Here Jesus ons nie alleen los nie, maar dat hy beloof, ek stuur die Heilige Gees, om julle lewe vol te maak, te vervul, om vir julle in 'n innige verhouding met my te begelei, sodat julle deur die Gees se werking in julle, my koningskap, kan erken en daaruit kan lewe. Sien geliefdes, wanneer die Here Jesus opvaar en seën, en vir ons sê, ek sal julle beskerm en genade vir julle gee, en ek sal julle red, en ek sal my aangesig aan julle openbaar, en vir julle gebede hoor, en vir julle die vrede bring, dan sê hy, wanneer hy kom, die Gees, dan sal die Gees voorspraak maak by die Vader. Voorspraak beteken dat jy iemand vir jou 'n goeie woord doen by iemand anders. Voorspraak maak beteken dat die Heilige Gees ons en ons saak, ons en ons lewe, ons en ons moeite en ons angstigheid en dit wat oor ons lewe gekom het, dit vat en dit voor die Vader kom neersit in die Here Jesus. Want hierdie gedeelte uit Romeine 8 sê, dat wanneer ons swak is, dan kom die Gees om met onuitspreekbare woorde ons voor die Vader te bring. En dan lyk dit vir my asof die Gees en die Here Jesus so saamwerk. Want dieselfde gedeelte sê net daarna, dat die Here Jesus self by die Vader vir ons intree. Nadat hy gesterf het en begrawe is en opgewek is, het hy opgevaar en gaan sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons pleit. So hemelvaart sê, nie net ek seën julle, en ek bring God se teenwoordigheid hier oor julle, en ek roep dit oor julle uit nie. Hy sê, wanneer ek by die Vader as koning is, en langs hom sit en regeer, dan vat ek julle name deur die Heilige Gees, en dit wat met julle gebeur het, en ek sit dit voor die Vader neer. Wat 'n geweldige troos, geliefdes, is dit vir my en vir jou, om uit hierdie wete dat Christus my en alles wat ek is voor die Vader bring. Jy sien, wanneer die hemelvaart plaasvind, dan sê die Here Jesus, ek seën julle. En ek gaan nou na die Vader toe, en ek heers en regeer. Maar die seënende genade van Christus hou nie op nie.
Want wanneer in Handelinge 1 vers 9 tot 11 die hemelvaart beskryf word en die disippels opkyk en sien, daar gaan die Here Jesus al verder weg tot ons hom nie meer sien nie. En ons staan verslae en kyk, dan is daar 2 engele by hulle, wat vir hulle sê, Galileese manne, hoekom kyk julle so? Hierdie Jesus wat julle gesien het, sal net so kom soos hy opgegaan het. Met ander woorde, as ek dan Lukas 24 lees, wanneer hy kom, sy hande seënende oor my en oor jou as God se kinders. Daarom is daar 'n verwagting in my hart en in jou hart, dat wanneer die Here Jesus opgevaar het en hy heers en regeer, dat hy weer sal kom op die wolke. Om hier soos Openbaring 21:22 te beskrywe, om hier op die aarde te kom bevestig, God is tussen sy mense. God kom woon tussen ons, sy woonplek is tussen ons. Nadat hy die hemel en die aarde nuut gemaak het, kom die stad uit die hemel af na die aarde toe, na die nuwe aarde toe, om hier vir ons in te trek in sy teenwoordigheid tot in ewigheid. So geliefdes, mag hemelvaart vir jou 'n vreugdevolle herinnering wees aan Jesus wat sy hande uitgesprei het en sê, kom leef onder my seënende hande, totdat jy by my is, totdat ek op die wolke kom. Hemelse Vader, as ons vanaand so by mekaar is, dan is dit ons gebed, dat ons iets sal beleef van die kragtige teenwoordigheid van die Vader in die Here Jesus Christus deur die Gees. Ag en Vader, soos wat ons dit al baie gebid het, bid ons soos wat die disippels dit gedoen het in Handelinge hoofstuk 4, en kom sê, kom manifesteer in u teenwoordigheid en in die koninkryk, ook hier in ons gemeente, in ons gemeenskap. Kom werk saam met ons waar ons die evangelie verkondig, deur wonders en tekens en genesings, soos wat u dit wil hê. Want ons het 'n verwagting dat die opgewekte Christus, wat heers uit die hemel, deur sy Gees, sy koningskap sigbaar ook in ons teenwoordigheid sal maak. Vader, ons verlang so na die teenwoordigheid van die Here Jesus. Kom, o Heilige Gees. Kom bedien ons deur u kragtige teenwoordigheid. Maak ons bewus van Jesus wat heers en regeer en van wat dit vir ons beteken. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in u naam. Amen. Ag geliefdes, ek kon nog gesê het, en ons sal sekerlik Sondag by hierdie gedeelte bietjie stil staan. Die hemelvaart beteken dat Jesus ons uitstuur. Maar ek sal nou Sondag daaroor met julle 'n paar gedagtes deel. Ek het wel 'n lied gekies waarmee ons kan afsluit. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat
wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef met liefde. My kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek Maak jou pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer nie bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan Dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde. My kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, drie-enig, sal vir ewig by jou wees. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, dan leef my liefde. My kind onthou, ek is altyd daar. Kom ons gaan leef onder die seënende hande van die Here. Mag julle 'n wonderlike aand hê, mooi week vorentoe, as die Here wil sien ons mekaar Sondag.